Hallo almal en baie welkom by hierdie video oor die makro-ekonomie. Julle sal onthou dat ons gesê het makro-ekonomie gaan oor die ekonomie as geheel en die groot vraagstukke soos ekonomiese groei, werkloosheid, inflasie en betalingsbalans. So ons fokus op daardie waar ons nou by vraag en aanbod na die mikrowerking van markte gekyk het, praat ons nou oor die ekonomie as geheel. So, dit is 'n storie van produksie, inkomste en besteding en dit is ietsie eintlik oor die kringloop wat ek reeds in die video van leereenheid 2 mee begin het. Daar's die groot konsepte in hierdie gedeelte is dat in 'n geslote ekonomie is die waarde van produksie gelyk aan die waarde van die inkomste wat verdien word en ook die waarde van die besteding wat plaasvind. Nou as dit die kringloop is, dan is daar inspuitings in die kringloop in. Maar daar is ook lekkasies en ons moet praat oor al die deelnemers in die kringloop om 'n bietjie meer hiervan te leer. Die belangrike konsep hierso is om te onderskei tussen 'n vloei en 'n voorraad veranderlike. Vloeie word oor tyd gemeet, waar 'n voorraad is enige veranderlike wat op 'n spesifieke tydstip gemeet word. So die aantal werklose mense in die ekonomie sal 'n voorraad veranderlike wees, maar dan die werkloosheidskoers wat verander oor tyd. Dit is 'n vloei. So daar's nog voorbeelde in julle leesbundel. So die storie begin met die produksiefaktore en ons het nou al klaar ietsie oor hulle te sê gehad. Natuurlik daar is natuurlike hulpbronne en dit is letterlik alle natuurlike hulpbronne waaraan mens kan dink. Mens dink maar eers aan landbou en mens dink aan mynbou as natuurlike hulpbronne, maar wat ook al uit die natuur uitkom, is 'n inset in produksie in. En die betaling vir natuurlike hulpbronne is hier. Daar's natuurlik ook arbeid. Dis iets wat ons almal na die mark toe bring en dit is die arbeid wat ons aanbied. En daarvoor kry ons salarisse en lone. Kapitaal kry rente en entrepreneurs kry wins. Nou 'n belangrike punt hierso is as ons nou praat van kapitaal, dit is fokus ons nie eintlik op finansiële beleggings, aandele, skuldinstrumente, daardie tipe goed nie. Ons praat van fisiese kapitaal in die produksieproses. Maar dit word nog steeds die vergoeding van kapitaal het 'n baie nou band met rentekoerse. So dit is ook hoekom ons die term rente daar gebruik. En 'n belangrike ding om te besef is dat wanneer ons praat van produksiefaktore, is geld nie 'n produksiefaktor nie. Geld is 'n meeteenheid wat ons gebruik om die waarde van goed uit te druk. En geld kan mens nou sê, hoor, dit is die olie wat die masjien aan die gang hou as die ekonomie moet loop. Maar geld self is iets wat gebruik word vir die betaling van produksiefaktore. Geld op sy eie is nie 'n produksiefaktor nie. Dit is dalk 'n bietjie van 'n vreemde onderskeid, maar een wat ons graag vraag hieroor vra. Aan die ander kant van die kringloop weet ons sit die huishoudings. Die huishoudings is ons basiese ekonomiese entiteit. Dis 'n verbruikers wat saam ekonomiese besluite maak. En ons weet die huishoudings is die eienaars van die produksiefaktore. Dit is hulle wat arbeid aanbied. Hulle besit die kapitaal en die natuurlike hulpbronne en die entrepreneurskap. En hulle kry dan nou betaling vir daardie produksiefaktore wat hulle gebruik vir hulle besteding. So verbruiksbesteding word dan met die simbool C aangedui. Jy sal nou sien as ons die verbruiksfunksie en dan die totale bestedingsfunksie saamstel. C staan vir consumption en dit is dan nou die verbruikers se besteding. Verbruikersbesteding bepaal natuurlik wat geproduseer word. So die goed waarop verbruikers bereid is om hulle geld uit te gee, met ander woorde waarvoor hulle 'n effektiewe vraag het, is dan die goed wat ondernemings vir hulle lewer. Hulle sit dit aan mekaar, hulle produseer dit, hulle sorg dat dit bestaan, eenvoudig omdat mense bereid is om daarvoor te betaal. Hulle wil dit hê en hulle kan daarvoor betaal. So dis nou terug na my voorbeeld toe van daai ysblokkies wat uit gletsers uitkom. Iemand het besef, maar mense sal betaal vir sulke eksklusiewe ysblokkies en hulle het eenvoudig daai ys gaan haal uit 'n gletser uit en hulle aan hulle verkoop. So dis daai wat geproduseer word, verbruikers bepaal dit. So die huishoudings het hulle produksiefaktore, verkoop dit binne in die mark vir produksiefaktore. Hulle kry betaling daarvoor
en hulle bestee dit dan in die goederemark op goedere en dienste. Want dit is op die eind die verbruik van goedere en dienste wat jou behoeftes bevredig. So aan die firma kant of die besighede kant van die kringloop het ons dan nou die produsente. Belangrik om te besef, dis dieselfde ouens wat ook die verbruikers is. Hulle gaan werk net vir die firma. Of dan nou as werkers of as die verskaffers van kapitaal, of die verskaffers van natuurlike hulpbronne, of as die entrepreneurs, maar dit is nie ander mense nie, dit is dieselfde mense wat dan gaan en wat ons dan nou groepeer as firmas of as ondernemings, besighede waar produksie plaasvind. Hulle koop hierdie entiteite, besigheidsentiteite, koop die produksiefaktore, hulle besluit hoe om te produseer, met ander woorde kapitaalintensief of arbeidsintensief, plaaslike insette of ingevoerde insette, al die besluite rondom produksie word daar binne hierdie konteks van die onderneming of die besigheid geneem, en hulle produseer die goedere en dienste teen die laagste moontlike koste, want hulle wil graag wins maksimeer. En hulle verkoop dit dan nou in die goederemark, en daardie inkomste wat hulle daar kry is natuurlik nou daai selfde betalings vir die produksiefaktore wat hulle nou terugkry as besteding op goedere en dienste. In die vergelyking wat ons nou gaan opbou, wat wys vir hoe lyk die totale vraag in die ekonomie, word die besighede se besteding as of dan nou as investering aangeteken. Ons weet dit is ingewikkelder as dit. Hulle koop klomp verskillende insette aan, daar is ook intermediêre insette wat gebruik word, maar ons vereenvoudig dit so 'n bietjie en sê, belegging of dan nou investering is besighede se besteding in die totale besteding. Die strukture, die forme wat hierdie besighede kan aanneem, julle lees nog 'n bietjie meer besonderhede oor 'n eenmanssaak. Ek dink mens met vennootskappe as 'n wettige vorm sien is baie min van vandag. Dit is baie keer meer 'n beslote koöperasie of 'n privaat maatskappy. Selfs die openbare maatskappye sal tel onder hierdie strukture, so jy is welkom om daar 'n bietjie meer te gaan lees oor elkeen van hierdie moontlike strukture vir so 'n besigheid. Goed. Nou, die kringloop, hier is my storieetjie nou. Julle het hom nou gesien daarso in die video vir leereenheid 2. Aan die linkerkant daar begin ons met die huishoudings. Hulle besit die produksiefaktore, kapitaal, arbeid, natuurgawes, ondernemerskap. Hulle verkoop dit in die mark vir produksiefaktore, dit vloei na die firmas toe. Hulle produseer goedere en dienste wat hulle gaan aanbied op die mark vir goedere en dienste. En dit is dan daar waar die verbruikers dit koop en hulle verbruik dit. Die verbruikers wil graag nut maksimeer, die ondernemings wil graag wins maksimeer. En in die teenoorgestelde rigting in hierdie geslote kringloop, vloei dan nou die betalings vir produksiefaktore, as mens nou sê kapitaal, arbeid, natuurlike hulpbronne en ondernemerskap, is die betalings, rente, loon, huur en wins, en natuurlik nou daardie selfde geld word dan nou gebruik om te betaal vir die goedere en dienste. Dit is die geslote kringloop. Maar die oomblik as ons nou meer deelnemers by die kringloop begin voeg, dan is hy nie meer gesluit nie. En die groot entiteite in die makro-ekonomie wat mens graag wil bywerk, is dan die owerheid, die buiteland en die finansiële sektor. Dit is 3 groot spelers in die makro-ekonomie wat in hierdie kringloop bykom, en die gevolg is daar is nou inspuitings in terme van besteding, maar daar is ook lekkasies uit die kringloop uit, wat ons graag meer besonderhede na wil kyk. Ons begin by die regering. Hulle skep die raamwerk waar binne ekonomiese aktiwiteite plaasvind. Dit is die wetlike raamwerk. Daar is 'n manier hoe kontrakte afgedwing word, daar is die regstelsel ensovoorts. So binne daardie raamwerk kry mens dan die ekonomie. Om hulle dienste te kan verrig, koop hulle in vanaf die goederemark en die faktormark. So hulle neem arbeid in diens, hulle neem natuurlik nog kapitaal op in diens ensovoorts, maar hulle koop ook gewone goedere en dienste wat gebruik word in die dienslewering in die ekonomie. So die owerheid se besteding in die ekonomie, dui ons aan as gee, dit is nou vir government, maar om te kan bestee moet hulle belasting hef, en dit dui ons aan as tee, dit is dan 'n taxes wat die owerheid inkry.
Hulle hef belasting op die huishoudings, maar hulle hef ook belasting op die ondernemings. Hulle maak oordragbetalings, wat meer 'n bron van inkomste is vir huishoudings. Dit is nou wat ons in Engels noem grants. So hulle maak ook hierdie inkomste bydra tot huishoudings as die drie groot goed wat die owerheid in die kringloop dan doen. So, ons sal tipies sê dat die besteding is 'n inspuiting in die kringloop en die belasting is 'n onttrekking of 'n lekkasie uit die kringloop uit. En met kringloop bedoel ons dan nou die kringloop van goedere en dienste en betaling vir goedere en dienste. In die buiteland, daar's min ekonomieë wat heeltemal geslote ekonomieë is, almal voer so 'n bietjie uit en voer so 'n bietjie in. En ek sê nou bietjie, maar internasionale handel het eintlik oor die laaste amper 100 jaar 'n baie groter deel geword van ekonomieë. So lande voer uit en voer in. Dis eintlik heeltemal 'n storie van sy eie, maar die kort en die lank daarvan is as verbruikers wil ons nie net die goed hê wat hier in Suid-Afrika gemaak word nie. Ons wil 'n verskeidenheid van goedere en dienste hê. En ons produksie is ook so dat ons is goed met sekere goed. Ons kan spesialiseer, ons kan lae koste hê vir sekere produkte. Dis die goed wat ons dan nou wil uitvoer en dan wil ons graag die dinge invoer waarmee ander lande goed is. En as dit alles baie effektief gebeur, dan is almal eintlik beter af. So in terme van die kringloop beteken dit dat daar is produkte wat ons uitvoer en ons kry betaling vir daardie uitvoering en dan is daar produkte wat ons invoer en ons moet betaal vir daardie invoering. So in terme van die kringloop van inkomste en besteding is uitvoere is dan 'n inspuiting in die kringloop want ons ontvang inkomste daarvoor. Daar word geld teruggesit in die kringloop wanneer ons betaling kry vir ons uitvoer, maar invoere is 'n lekkasie. Hoewel daar nou goedere inkom, is daar 'n betaling wat uitgaan. So invoere 'n lekkasie dan uit die kringloop en uit totale besteding uit. So as ons nou praat oor totale besteding, dan moet ons eintlik nog die finansiële sektor hierso bysit en in die baie eenvoudige geslote kringloop word alle inkomste bestee. So van daardie rente, loon, huur en wins wat die huishoudings kry, bestee hulle elke sent. In die praktyk is dit nie waar nie. Mense spaar en daardie spare is 'n lekkasie uit die kringloop van inkomste en besteding. Daardie spare vloei na finansiële instansies toe. Dis banke, dis beleggers waar hulle rente verdien, maar hulle hou nie net daai geld nie, hulle leen dit weer uit. En so daar is surplus eenhede in die ekonomie. Hulle praat van 'n entiteit of 'n eenheid wat 'n surplus het, so 'n huishouding wat spaar, en dan is daar 'n tekort eenheid, dan 'n entiteit soos 'n huishouding wat met geld leen vir 'n huis of vir 'n voertuig, of 'n besigheid wat wil geld leen vir 'n kapitaalbelegging. So hulle gaan dan ook na die finansiële sektor toe. So party ouens het geld ekstra, hulle sit dit in die finansiële sektor, ander kort geld en hulle gaan leen dit en hulle gaan bestee dit op verskillende maniere. So dis hoe die finansiële sektor dan nou bykom by die kringloop. So daar kan jy sien, totale besteding word daar omkring. Daar is verbruiksbesteding deur die huishoudings, dis die C, investeringsbesteding deur die ondernemings, owerheidsbesteding deur die G, uitvoer word bygetel. Dit is jy ontvang betaling vir jou uitvoer, so dit is 'n positiewe komponent van totale besteding, hoewel die bron van die besteding van die buiteland afkom, maar dan invoer is 'n onttrekking, dit is 'n lekkasie uit die kringloop van inkomste en besteding, want ons moet 'n betaling maak vir die goedere en dienste wat ons invoer. En dit staan nou bekend as die totale bestedingsfunksie of die totale vraag in die ekonomie. Is hierdie C plus I plus G plus X min Z. Partykeer sal hulle ook net sê netto uitvoer, so uitvoer minus invoer. So daar is dit nou mooi opgesom. Die lekkasies is dan nou waar daar besteding of geld uit die kringloop van inkomste en besteding uitgaan. Belasting is 'n onttrekking uit die kringloop uit. Invoere waarvoor betaal moet word, daardie betalings is 'n onttrekking uit die kringloop uit. En dan spare is ook geld wat nie bestee word nie. So dit is 'n lekkasie. En dan aan die inspuitingkant het ons dan natuurlik investering, owerheidsbesteding, uitvoer en die huishouding se verbruik.
So dit vat die hele storie saam. As mens nou die hele ding so teken, julle sal nou sien, huishouding sit nou hier onder in die prentjie, waar ons hom gewoonlik so aan die linkerkant het, firma sit bo, hy sit gewoonlik aan die regterkant, maar min of meer dieselfde beginsel, van die huishoudings af het mens hierdie groot kringloop wat loop, hier vloei die produksiefaktore na die firmas toe, die betaling, ekskuus dat ek net gou hier my pointer aansit, is beter. Hier vloei die produksiefaktore na die firmas toe vir produksie en goedere en dienste vloei terug na die huishoudings toe. Betalings vir daardie produksiefaktore gaan huishoudings toe, hulle gebruik daardie betalings om die goedere en dienste te gaan koop by die firmas. Dis alles goed en wel. Sommige huishoudings spaar 'n bietjie, so dit gaan na die finansiële sektor toe. Sommige firmas spaar, dit gaan finansiële sektor toe. In hierdie voorstelling is dit dan nou net die besighede wat kan geld leen vir investering vanaf die finansiële sektor na die besighede toe. Dis waar die U vandaan kom. Die owerheid se besteding is 'n inspuiting in die kringloop. Die belasting wat hulle onttrek is 'n lekasie. Die betalings wat ons ontvang vir uitvoer kom terug in die kringloop in. Die betalings wat ons maak vir invoer is 'n lekasie uit die kringloop uit. So ek dink onder ekonomie dosente en ek dink so ekonomie onderwysers ook, voel ons nog as dat as mens die kringloop onder die knie het, kan jy van daar af 'n klomp goed sê oor die werking van die makro-ekonomie. So ek dink dit is belangrik dat jy homself kan teken, sy werking kan verduidelik. Ons vra maar altyd 'n klompie meervoudige keusevrae ook oor hierdie, wat is 'n inspuiting, wat is 'n lekasie, watter van hierdie entiteite maak watter van die betalings, hoe lyk die samestelling van totale besteding of dan die totale vraag in die ekonomie. Dis op 'n klomp maniere 'n lekker bondige opsomming van hoe die makro-ekonomie mekaar steek. Ek gaan eers hier remtrap op en 'n tweede videoetjie opneem waar ons dan nou spesifiek kyk na die sogenaamde makro-ekonomiese doelwitte. Hoe lyk die doelwitte wat ons graag wil nastreef vir die makro-ekonomie en hoe meet ons van hierdie makro-veranderlikes. So dit is in deel 2, bly ingeskakel.